Moderne woonstelblokke of kleiner huise se kombuise is kompak en bergingspasie blye uitdaging. Ons selfdoen-guru Karen Cronje en Marco Evertson van M&M Interiors het oplossings. Ek gaan vandag notas neem, want ek bly in 'n ou huis sonder enige ingeboude kaste en pakplek is altyd 'n groot probleem. Hout is beslis die mees bekostigbare antwoord vir stoorplekprobleme in 'n kombuis. Hoewel ons hier met 'n piepklein spasie werk, het ons baie idees. Ja, ons eerste plan is om 'n langwerpige rak met verskillende kompartemente waarin jy jou glase, jou borde, jou mikrogolfoond, dan sit ons ook 2 deurtjies by waarin ons goed kan wegsteek en dan sit ons ook wieletjies onder in die rak sodat jy hom kan rondskuif. Die houtpanele wat Marco en Karen gekies het, is 32 mm dik en is reeds deur die verskaffer volgens die verlangde afmetings gesny. Hulle het dit ook vooraf laat spuitverf. So spaar jy tyd en dit werk goed as jy nie self die nodige elektriese snygereedskap besit nie. Wat ons nou doen is kry die plan net uitpad. Dan kry ons eerste sy aan sit wat ons op 2 stukkies hout kan sit. Die 2 stukkies hout is bloot om die klaargeverfde paneel te beskerm. Hier het ons al reeds meeste van die gate geboor. Ons moet nog net die laaste 3 vir die laaste rak doen. Wat jy dan moet doen is om te meet, te merk presies waar jy jou rakke wil hê. Dan gebruik jy jou winkellak om jou lyn te kry sodat jy verseker is dit is haaks. En dan merk jy net waar jy jou gate wil hê en dan boor jy. Nou gaan ons begin om die rakke in te sit. Ons gaan heel eers gooi 'n klein bietjie gom in elke gaatjie en dan vat jy die tappenne, hierdie oudjies wat so klein stukkies hout is, kap dit liggies met die blokhamer in en dan al die ekstra gom, vee dit sommer dadelik af met 'n lappie, anders gaan dit jou kas aaklig lyk op die ou einde. Maar dan wat jy doen is jy vat die rak en hy het klaar reeds 3 ooreenkomstige gate ingeboor. Sit dan daai rak regop bo oor jou tappenne en kap liggies met die blokhamer tot hy heeltemal gelyk staan met jou plat vlak rak. En bietjie so gaan jy aan tot al jou rakke in is. Dis letterlik gom, tappen en bietjie kap. Waarvoor is hierdie wit blok wat vasgeheg is aan die bord? Dit is bloot sodat ons deurtjies op die ou einde heeltemal gelyk met die eenheid kan wees. Dit begin nogals mooi vorm aanneem. Bietjie wat ons nou gaan doen is ons gaan een vir een weer die proses herhaal. Ons gaan letterlik 'n bietjie gom in elke gaatjie gooi en dan gaan ons weer tappenne inkap. Maar in hierdie geval hoef ons nie regtig te bekommer oor te veel gom nie, bloot omdat dit die oopkant van die hout is, so dit kan bietjie intrek. Ons gaan ook nou aan die bokant van elke tappen 'n bietjie gom sit. En dan gaan ons die finale sypaneel hierbo balanseer en dan liggies rondskuif sodat ons presies die tappenne in lyn kan kry met die gate wat ook reeds geboor is in daai paneel. Wat lekker is om dit so te doen, is ons beweegruimte sodat ons die gaatjies ooreen kan kry met die sy wat ons dan bo-op sit. As ons nou die sypaneel op het, dan gebruik ons die kramp om hom haaks te hou sodat hy in posisie kan droog word. Hoe lank moet dit so bly? So 5 tot 10 minute. Intussen kan jy hulle solank die wieletjies vir ons opsit. Die kombinasie winkelhaak help om die afmetings vir die plasing van die wieletjies te kry, aan die onderkant en binne die rak. Boor die gitsgaatjies 50 mm van die kant af en skroef die wieletjies in. Elke kasdeur word met versteekte skarniere vasgeheg. Die skarniere word in 'n voorafgeboorde gaatjie ingesink en kan nie van buite af gesien word nie. Ons kassegaatjies is 32 mm in omtrek en 14 mm diep. Elke skarnier word dan eers aan die kasdeur en daarna aan die binnekant van die rak vasgeskroef. Hierna kom die handvatsels aan. Onthou om 'n styl en kleur te kies wat mooi by die res van jou kombuis se toebehore pas. Ek begin al nou 1000 idees dink oor dinge wat ek eers wil inpak. Maar nou kom die groot verrassing. Mens kry deesdae soveel lekker blinkgoed wat jy kan vassit op jou kas om dit nog verder te benut. In hierdie geval het ons sommer, jy weet, een van daai glase goed wat jy in restaurante kry, so jy kan al jou glase kop onderste bo hang. Al wat jy nou hoef te doen is sit die rakkie in posisie, merk boorgaatjies, weer loodsgaatjies, skroef hom vas en daar's jou rakkie in posisie. 'n Ander slim opsie is 'n staande rakkie sodat jy jou borde regop kan bære. In die dooie spasie bo kan die venster word nog 'n langwerpige rak geïnstalleer. Die word met 50 mm muurproppe op elke hoek vasgemaak. Ek dink ons rakke lyk goed, dis funksioneel, dis mooi. En wat ek regtig hou van hierdie een by die venster is dis perfek vir kookboeke. Dit gaan nie in die pad kom nie, dit gaan nie nat of vuil raak nie. Ek sê lus vir kook. Daarom nog nie, jy het vergeet van die grootste probleem in die kombuis, is die plek vir die potte en die panne. En die oplossing daar lê nie in 'n rak nie, maar bo ons koppe. Ja, moenie van die onbenutte plafondspasie vergeet nie. So hier's nog 'n blink idee en onthou, al die selfdoen besonderhede is op ons webwerf. Goed, ons volgende plan is om van 'n houtraamwerk gebruik te maak waar ons dan 'n braairooster aanskroef
en dit af van die plafon afhang, sodat ons potte daaraan kan hang met poetsesoeks. Die slim van hierdie projek is die braairooster. Ons het spesifiek hierdie braairooster gekies want hy pas presies by die grootte van die plate. En Marco het ook sy plan aangepas en die raamwerk gemaak volgens ons braairooster. Marco het saamgeperste hout gebruik om die raam te maak. Dit kom spesifiek bo die stoof, sodat die potte en panne maklik bereikbaar is wanneer jy kos maak. Nou vir die ophang. Ons gaan sogenaamde threaded rod gebruik, in Engels dis wat hulle dit noem. Wat ons gaan doen is ons gaan 'n gaatjie reg deurboor op elke hoek een. En dan gaan ons die threaded rod met 'n boutjie aan die onderkant van onder af deurdruk, van bo af die rooster neersit, dan 'n wassertjie en nog 'n boutjie bloot om die hele raamwerk saam te trek met die rooster intact. Die threaded rod het ons vooraf gemeet in verhouding met hoe lank ons potte is, hoe hoog hy van die plafon af moet hang. Jy moet daaraan gedagte hou dat jy nie jou kop teen die potte wil stamp, jy weet, as jy kos maak nie. So in hierdie geval doen ons 'n 200 mm van die plafon af. Wanneer jy ophang, merk die plekke vir jou gidsgaatjies volgens die spasiering van die threaded rod, oftewel skroefstafies. My potte en panne kan nogal swaar wees. Wat gebeur as die ding op jou kop val? Ons het daarvoor ook 'n plan. Ons het sulke briljante skroefproppe wat spesifiek gemaak is om in 'n plafon in te gaan. Bo die gat stoot hierdie ding deur en dan trek hy letterlik styf aan die binnekant. Die toestel wat Marco gebruik is 'n spesiale geweertjie wat net geskik is om skroefproppe in posisie te kry. Elkeen van die proppe het reeds 'n netjiese gaatjie waarin die skroefstafies dan gesteek word. Hierna word die 4 boutjies onderaan die rooster stewig vasgedraai. En sien daar, jou rak hang soos 'n sieraad bo die stoofplate. Mens sal nooit sê hierdie is 'n klein kombuis nie. Veral nie as jy in ag neem hoeveel ekstra stoorplek ons geskep het nie. Wys hulle net. Houtwerk is nie net vir nitsmanne nie. Dis ook vir die van ons wat iets moois vir die oog in ons huis wil hê. Beslis, Vicky. En terwyl ons praat van ruimte skep, pak jou kaste reg en gooi uit wat jy nie onlangs gebruik het nie. Ons gaar te veel op en welsynsorganisasies waardeer skenkings. Kom binne gaan saam.